Ons het nou al in die vorige les geleer oor hoe om deel te word van God se koninkryk. God verlang van ons om heilig te lewe, om te bekeer, om 180 grade draai te maak. Maar onthou, om deel te wees van 'n groeiende koninkryk, is dit nodig om grond te wen. Ons het nodig om uit te gaan en siele te wen. Ek dink ons moet soms net stil raak en besef wat 'n groot voorreg dit is om God te help om Jesus se koninkryk te maak groei. Nou Jesus se eerste opdrag was bekeer julle. Maar kom ons kyk wat was Jesus se laaste opdrag gewees. Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou as jy daai versie opdeel, kan ons kyk na 3 gedeeltes. Die eerste een sê maak disippels, doop hulle en leer hulle. Nou in hierdie lesie gaan ons kyk na die eerste ene, maak disippels. Nou daarso staan van alle nasies. Daar is valse leringe daar buite wat sê net sekere mense kan gered word, maar hierdie versie sê alle mense kan tot redding kom. Nou ek weet almal van ons het nie die persoonlikheid om met vreemde mense te praat oor Jesus nie. Ons het dalk nie die persoonlikheid om voor mense te praat nie, maar wat jy nie besef nie, is selfs jou lewenswandel kan 'n getuienis wees tot God. Matteus 5 vers 16 sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. So deur jou goeie werke kan God ook dan die eer kry. So gaan uit en wees die lig. Matteus 5 vers 13, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie, en 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Nou as dit jou droom en jou wens is om uit te gaan en vir God iets te doen, onthou ons is eintlik besig met 'n oorlog en dit is nie altyd maklik nie. Veral as jy besluit jy gaan heel voor staan en vir God fight. Dink byvoorbeeld aan die oorlog movies waar die twee kante teenoor mekaar staan en fight. Die klomp soldate wat heel voor staan, hulle is in gevaar om deur die vyand raak geskiet te word, maar ongelukkig staan hulle ook die kans om deur hulle eie mense raak geskiet te word. Dit gaan nie altyd maklik wees nie, maar ek dink die geheim is kry 'n hart vir siele. 1 Timoteus 2 vers 3 sê, want dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word. So kry 'n hart soos God. Jesus vertel sy disippels, as 'n boer 100 skape het en een raak verlore, sal hy 99 skape agterlaat en daardie een gaan soek. In Matteus 18 vers 12. Nou hierdie selfde passie moet ons skryf vir verlore siele. Matteus 9 vers 37. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan dat die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. Onthou, as ons nie die oes inbring nie, gaan daar siele verlore, gaan daar siele in die hel brand, oordat ons nie Jesus se laaste opdrag gevolg het nie. Maar die hartseer is, somtyds al gaan jy uit om siele te wen, al gaan jy uit om mense die waarheid te leer, daar gaan mense wees wat net nie luister nie. Dalk is hulle sondige lewe net te lekker, of dalk voel hulle kwaad vir God vir een of ander rede. Nou selfs Jesus in sy eie dorpie waar hy groot geword het die mense nie in hom geglo nie. Lukas 4 vers 24 en Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, geen profeet is aangeneem in sy vaderland nie. Hulle was so kwaad vir Jesus dat hulle hom van 'n kraans wou afgooi. Matteus 13 vers 58 en hy het daarvan wie hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. Ook lees jy dit in Matteus 11 vers 20. Toe Jesus die stede waarin die meeste van sy kragtige dade plaasgevind het, begin verwyd, omdat hulle hul nie bekeer het nie. En hierdie stede is Gerizim, Bethsaida en Capernaum. Matteus 10 vers 14, waar stuur Jesus sy 12 disippels uit om te gaan bedien, en daar staan, en as iemand julle nie ontvang nie, en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis, of uit daardie stad, en skud die stof van julle voete af. Voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees, as in die oordeelsdag, as vir daardie stad. So hierso sit ek net hierdie stukkie in, om vir julle te sê, moenie mismoedig raak nie. Selfs waar Jesus geloop het, was daar mense wat net, al het hulle Jesus se direkte woorde gehoor, hulle het net geweier om te bekeer, en hierso stuur Jesus sy eie disippels ook uit, en hy waarsku hulle dat dit kan met hulle ook gebeur. Nou, selfs Johannes die Doper, wat in die begin vir Jesus uitgewys het as die lamp van God, het getwyfel in Jesus. Johannes die Doper was in die tronk gegooi, in Lukas 3 vers 19, en terwyl hy in die tronk is, toe stuur hy 2 van sy disippels, om net seker te maak of Jesus regtig die Messias is. Onthou, dit was sy werk om vir die mense te wys wie is die Messias, die een waarvoor hulle almal wag. Maar selfs Jesus het nie in Johannes se vooropgestelde idees gepas nie. Matteus 11 vers 3, Johannes hoor van alles wat al Jesus se werke, en hy sê, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander ene verwag? En Jesus het geantwoord, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien weer,
krepeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. Nou as mens na die hartseer en die pyn en die haat om ons kyk, dan is dit baie duidelik, ons kort Jesus. Ons is hulpeloos sonder hom. Ek dink soms hou die lewe ons so besig dat ons net kerk toe gaan want ons moet. Ek verlang na die dae waar ons kerk toe gaan en God aanbid met alles binne in ons, waar ons 'n bietjie vergeet van ons probleme en God aanbid, waar ons ophou kerk speel. Jesus het vir ons die mag gegee om vir siekes te bid. Jesus het vir ons die mag gegee om duiwels uit te dryf, mense vry te maak van bondage. Nou hoe kan ons dan vir die siekes bid? Nou kom ons begin eers deur te vra, wat is siektes? Daar is so vreeslik baie siektes daar buite en elkeen het sy eie wortel. Kom ons kyk net na 'n paar dinge wat siektes bring. Verslawings, ongesonde eetgewoontes, stres, onvergewensgesindheid. Ons moet besef dat sonde bring siektes. Nou, 'n verlamde man was na Jesus gebring, maar waar Jesus aan die verlamde man sê, in Matteus 9 vers 2, Seun, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe. Nou, waarom het Jesus nie net gesê, word gesond nie? Dit beteken Jesus sien sonde en siekte as dieselfde. Ook in Jakobus 5 vers 15 staan daar, en die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. So ons moet bietjie gaan stil raak en sit en dink, as jy byvoorbeeld siekte in jou lewe het, dis heel moontlik een of ander sonde wat ons verkeerd gedoen het. Baie keer uit onkunde, byvoorbeeld verslawings, ons almal weet wat se siektes kan verslawings teweegbring. Nou dis nie lekker om te hoor dat ons sondes bring vir ons siektes nie. Die lewe is baie moeilik soms. En al weet ons die Bybel sê ons moenie stres nie, stres ons soms nog steeds. Maar stres is een van die hoofredes vir die aansteek van siektes. Maar wat vir my so mooi is, al volg ons nie die woord van God nie, byvoorbeeld al stres ons, God is so vreeslik lief vir ons, as ons na hom uitroep, dan sal hy luister. Hy het 'n vadershart. As een van my kinders seer gekry het oor dat hulle nie vir my geluister het nie, gaan ek eers raas, maar dan gaan hulle vertroos na die tyd. Nou God is dieselfde. Nou wat dan van oor erflike siektes? Ek dink ons moet bietjie begin boldraak en nie net enige siekte vat soos ons dit kry nie. Moenie vrede maak met jou siekte nie, bestraf dit. Sodra jy 'n kind van God word, het Jesus jou vrygemaak van alles, van enige bloedlynvloeke. Johannes 8 vers 36 sê, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Hou op om vir almal te sê jy is siek. Gaan doen bietjie selfondersoek. Is jy nie dalk besig om vir almal te vertel oor dat jy net aandag soek nie? Onthou, woorde is geestelik. As ek vir almal vertel ek is siek, dan gaan ek siek wees. Spreuke 18 vers 21 staan, dood en lewe is in die mag van die tong. Begin lewe spreek. As mense vra wat is fout, dan spreek jy lewe. Dan kan jy iets sê soos God gaan my gesond maak of God se goeie God. Nou dalk dink jy, maar wat van iets soos verkoue? Dit kom nie as gevolg van sonde nie. En ek kan hier saamstem, maar dan wonder ek, dalk bring God sulke dinge op ons pad om ons voor te berei, om ons geloof te maak groei en te kyk of ons leer. Dink aan die Israeliete in die woestyn. God het nie al die Kanaaniete laat doodgaan nie. Hoekom nie? Dit klink wreed. Waarom maak God nie die volle vyand dood nie? Of verdryf nie die volle vyand nie? Rigters 3 vers 1 sê, en dit is die nasies wat die Here laat oorbly het om Israel op die proef te stel. So dalk gaan God jou so nou en dan op die proef stel om te kyk of jy glo die woord van God wat sê, sy wonde bring genesing. Nou kom ons kyk, hoe kan ons vir siekes bid? Wie van julle het al vir iemand gebid om gesond te word, maar dit het nie gebeur nie? Ek dink soms dit is die rede waarom ons nie wil probeer nie, want wat as dit nie werk nie? Dit is tyd dat ons op God se woord begin staan, dat ons begin glo wat ons lees. As Jesus sê, deur my wonde is daar vir jou genesing, dan moet dit die waarheid wees. So as dit kom by genesing, is geloof baie belangrik. As jy dalk dink jy het nie genoeg geloof nie, lees jou Bybel en bou jou geloof. Soos ek genoem het, ons is in 'n oorlog. Dalk word jy nou opgelei vir wanneer jy moet fight. Dalk is ons nou in 'n bootcamp besig om te leer, en die beste plek om te leer is in die Bybel. As dit jou begeerte is om vir siek mense te bid, doen dit. Moenie wag tot jy nie meer bang is nie. Moenie dat die vrees jou lewensbesluite bestuur nie. Nou wat leer die Bybel vir ons oor hoe om vir siek mense te bid? Eerste ene, lê jou hande op die siekes. Lukas 4 vers 40. En toe die son ondergaan, het almal hulle siekes, mense met allerhande kwale na hom gebring, en hy het een vir een van hulle die hande opgelê en hulle gesond gemaak. Dan die tweede ene, en dan as jy moet bid, wat se woorde moet 'n mens gebruik? Nou die maklikste is om die woord van God te bid. So leer byvoorbeeld Bybelversies soos Jesaja 53 vers 5, wat sê, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En dan
wat jy ook kan doen terwyl jy bid, is bestraf die siekte. Lukas 4 vers 39. Toe gaan Jesus oor haar staan en bestraf die koors en dit het haar verlaat. Nou as jy self genesing kort, wat sê die Bybel daaromtrent? Jakobus 5 vers 14, is daar iemand wat sê, is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red. Nou net soos wat ons op die vorige bladsy gesien het, as mens vir jou bid, dan sal hulle hande op jou sit en vir jou bid. Maar wees baie versigtig wie hulle hande op jou sit. Daar is soveel valse profete daar buite. Ek dink mense raak desperaat om gesond te word en dan hardloop hulle agter enige genesingsdienste aan. Die probleem daarmee is jy seker wees die prediker wat vir jou bid. Wat se vrug dra hy of sy. Maak seker voordat jy hulle toelaat om vir jou te bid, want in 1 Timoteus 5 vers 22 staan daar, moenie haastig iemand die hande oplê nie. En dan die volgende vraag is, hoe dryf ons duiwels uit? Johannes 10 vers 10 sê, die diewe kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Nou baie mense wil weet, waarom maak God siek? Maar ons moet besef, dit is nie God nie, die duiwel maak siek. Lukas 13 vers 16 staan, hierdie vrou wat die Satan 18 jaar lank gebind het. Ook in die verhaal van Job lees ons dat die duiwel het Job siek gemaak. In Matteus 9 vers 33 sien ons dat doofstom kan ook 'n teken wees van 'n duiwel. Die duiwel kom om te steel en hy kom steel jou gesondheid. Nou ook lewe ons in 'n tyd waar mense se identiteit baie aangeval word. Sommige mense het 'n probleem met hulle seksualiteit. Hulle sal hulle self voorstel as they, them. Onthou, dit is die duiwel wat vir hulle jok. Vir ons gewone mense sal dit klink of hulle mal is, want hoe is een persoon 'n they? They is 'n voornaamwoord vir meer as een, en dit is ongelukkig die waarheid. Daardie mense het 'n duiwel in hulle. Daarom as hulle na hulle self verwys, sê hulle they, them. Dit is hulle self en die duiwel binne in hulle. Jy sien dit ook in Markus 5 vers 9, en Jesus vra hom, dis nou 'n duiwelbesete, wat is jou naam? Vra hy vir die duiwels binne in die persoon, en hy antwoord en sê, Legio is my naam, want ons is baie. Maar wat vir my baie mooi is van hierdie verhaal, toe Jesus naby hierdie persoon gekom het wat duiwelbesete is, kon geen duiwel hom weghou van Jesus nie. Om te dink, die duiwel binne hom het die liggaam nodig. Die duiwel weet dat Jesus het die autoriteit om hulle uit te jaag. Mense sal dink dat die duiwel binne in hierdie persoon sal alles in hulle vermoë doen om weg te bly van Jesus, maar jy sal lees in Markus 5 vers 6, en toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en val voor hom neer. So geen duiwel kan jou keer om by Jesus uit te kom nie. Daarom sê ek hier, so ken die waarheid, ken die Bybel. Nou baie mense is ook bang om duiwels uit te dryf, want wat as die duiwel dan binne my ingaan? Onthou, vrees kom net van die duiwel. As hy jou bang maak, dan gaan jy nie die werke van die Here doen nie, en dan wen die duiwel grond. Onthou, hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Nou kom ons maak seker, ons is geestelik gegrond in God, en ons gaan uit en help mense om verlos te raak van duiwelse bondages. Nou party mense is ook bang dat iemand vir hulle sal bid om bevryding vir hulle te doen. Baie keer is die mense bang dat as iemand 'n duiwel uitlei dryf, want hierdie duiwel jok vir hulle en sê dat hy gaan hulle seer maak. Maar ek dink dis Hollywood wat maak dat mense bang is daarvoor. Want in Lukas 4 vers 35, waar Jesus besig is om 'n duiwel uit te dryf, staan daar, en die duiwel het hom tussen hulle neergegooi en uit hom uitgegaan, sonder om hom seer te maak. As ons die woord van God ken, dan kan ons die leuns van die duiwel raak sien. Nou wat is die stappe om duiwels uit te dryf? Onthou, God is 'n God van orde. As jy vir bevryding bid, dan moet daar orde wees. Moenie 'n show daarvan maak nie. En dan is hier so 'n paar versies oor wat ons kan leer uit Jesus se lewe self. Jesus het die duiwels dadelik aangespreek en hulle het geluister. Markus 1 vers 25, en Jesus het hom bestraf en gesê, bly stil en gaan uit hom uit. En die onreine gees het hom stuiptrekkings laat kry en met 'n groot stem geskree en uit hom uitgegaan. Ook in Matteus 8 vers 16. En toe dit aand geword het, het hulle baie na hom gebring wat van duiwels besete was, en hy het die geeste met 'n woord uitgedrywe. Ons kan Jesus as 'n voorbeeld gebruik om te weet wat om te bid. Markus 5 vers 8 sê Jesus, onreine gees gaan uit die man uit. En dan kan ons dan nou sê in die naam van Jesus. Maar onthou, vas is ook baie belangrik. In les 8 van die evangelies het ons gesien dat Jesus se disippels het gesukkel om 'n duiwel uit te dryf, en Jesus se antwoord was,
vas is nodig met sekere van hierdie geestelike kettinge wat ons vashou. Nou, sodra jy vir iemand gebid het vir bevryding, bid dan daarna vir die invulling van die Heilige Gees. Maak seker jy stuur nie daardie persoon leeg huis toe nie, want as gevolg van baie Christene se onkunde, kan daardie persoon op die einde erger terugval as wat hy was. Lukas 11:24 sê, wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur die waterlose plekke en soek rus. En as hy dit nie vind nie, sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit uitgevee en versierd, dan gaan hy en neem 7 ander geeste, slegter as hy self, en hulle kom in en woon daar, en die laaste van daardie mense word erger as die eerste. So maak seker die persoon waarvoor jy bid, sy huis is gevul met die Heilige Gees. Nou in die tyd van Jesus het hy sy disippels uitgestuur met die boodskap, Lukas 10:9, die koninkryk van God het naby julle gekom. Hy het vir hulle krag gegee om duiwels uit te dryf en siekes gesond te maak. Met die terugkeer was die disippels so opgewonde oor wat hulle gesien het. Vers 17 sê, en die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u naam. Nou wanneer jong Christene opgewonde raak oor die werke van Jesus, is dit altyd lekker om te sien. Ook Jesus het homself verheug oor die disippels se opgewondenheid in Lukas 10:21. Nou ons moet onthou dat Jesus is 'n medewerker. Ons moet nie net terugsit en wag vir God om al die werk te doen nie. Ons moet nie net lewe vir een dag wanneer ons in die hemel is nie. Ons moet nou uitgaan en disippels maak. 'n Voorbeeld in die Bybel waar Jesus nie die volle wonderwerk gedoen het nie, was die vermeerdering van die brode, al 2 kere. Hy het elke keer vir sy disippels opdrag gegee om die brood uit te deel. Jesus het dit nie self uitgedeel nie. Dink net, die disippels self het vir Jesus gesê, hulle het nie genoeg kos vir almal nie, en wat Jesus vir hulle sê is, deel uit. Nou hierso het ek wonderwerk hier so neergesit, Matteus 14:14. Jesus was besig om die skare te leer, en teen etenstyd het die disippels vir Jesus gesê, dis tyd vir die mense om hulle huis toe te stuur. Maar Jesus antwoord in Matteus 14:16, maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan nie, gee julle vir hulle iets om te eet. Nou, daar's 2 vermeerdering van brode, in Matteus 14 en 15. Die eerste een was al 5000 mans, onthou hulle het nie die vrou en kinders getel nie, en hulle het net 5 broodjies en 2 vissies gehad. Almal het genoeg kos gekry en daar 12 mandjies oorgebly. En die tweede vermeerdering was daar 4000 mans en toe het hulle 7 brode en 'n paar vissies gehad en die oorskot was 7 mandjies vol. Maar hierso sê ek, Jesus wou vir sy disippels iets leer. Matteus 14 vers 16, maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan nie, gee julle vir hulle iets om te eet. Nadat Jesus daaroor gebid het en nadat hy die brode gebreek het, gee hy dit aan die disippels en die disippels aan die skare. Dieselfde ook met die tweede vermeerdering, sê hy aan sy disippels, Matteus 15 vers 32, ek wil hulle, die skare, nie graag honger wegstuur nie. In plaas daarvan dat die disippels die vorige vermeerdering van brode wonderwerk onthou, val hulle terug op ongeloof en hulle sê, waar sal ons in die woestyn soveel brode vandaan kry om so 'n groot skare te versadig? En as jy daai stukkie gaan lees, gaan jy ook sien dat Jesus het die brood gebreek, daaroor gebid, dit gebreek en vir die disippels gegee om uit te deel. Nou ons het Jesus nodig, die wêreld het Jesus nodig. Daar is soveel mense daar buite wat vasgebind is deur siektes en geestelike bondages, soos as hulle duiwel besete is. Nou kom ons gaan uit en maak 'n verskil. Kom ons gaan vertel die wêreld dat daar is 'n antwoord, daar is 'n manier om vry te kom en hierdie antwoord is Jesus.